Geliefdes, ons gaan volgende kyk na Psalm 71. Kom ons bid net eers saam voordat ons lees uit die woord van die Here. Here, aan die einde van hierdie jaar wil ons vir U dankie sê vir die manier wat U vir ons beskerm het en gehelp het deur die jaar. En as ons vandag so 'n bietjie reflekteer oor die jaar wat verby is en vooruitkyk na volgende jaar, dan is dit met diep dankbaarheid in ons harte, omdat ons weet, U het ons nie 'n oomblik in hierdie jaar gelos nie. En ons bid, Here, dat selfs te midde van hartseer wat ons beleef het in hierdie afgelope jaar, dat ons vertroosting sal vind uit U woord uit vandag. Ook uit hierdie Psalm in die Ou Testament, laat ons maar weer opnuut die getrouheid van ons Here God sal kan raaklees. Ons bid dit in U naam. Amen. Psalm 71. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Red my en bevry my, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het. Want U is my rots en my vesting. My God, bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers. Want U, Here, is my hoop. Op U, Here, het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm. U loof ek gedurig deur. Ek is vir baie 'n wonder, want U is vir my 'n veilige toevlug. Ek besing U lof en U roem gedurig deur. Moet my tog nie verwerp nou dat ek oud geword het nie. Moet my tog nie alleen laat nou dat my kragte ingegee het nie. My vyande sweer saam teen my. Die wat my lewe soek, smee 'n komplot teen my. Hulle sê, God het hom alleen gelaat. Agtervolg hom en gryp hom, want daar is niemand om hom te red nie. Moet tog nie ver van my af bly nie, o God. Kom my tog gou te hulp, my God. Laat die wat my vals beskuldig, self in die ellende beland en vernietig word. Laat oor die wat my ondergang soek, net skande en mislukking kom. Ek sal gedurig deur bly hoop, ek sal altyd weer loof. Sonder ophou sal ek van U verlossingswerk, van U reddingsdade bly praat, want hulle is meer as wat ek kan tel. Ek kom om U magtige dade te prys, Here my God, die verlossingswerk wat net U kan doen. U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van U kragtige dade. Nou dat ek oud en grys geword het, moet U my tog nie alleen laat nie, o God, dat ek nog aan die geslagte wat kom kan vertel van U werk en U mag. U verlossingswerk, o God, is oneindig groot. Groot is die dinge wat U gedoen het. Wie is soos U, o God? U het talle benoude ervarings oor my gebring, maar elke keer weer my lewe gered, my elke keer weer weggeruk uit die mag van die dood. Herstel my tog in my eer, gee tog uitkoms, dan sal ek U met die harp loof vir die getrouheid, my God. Saam met die lier sal ek sing tot U eer, Heilige van Israel. Ek sal jubel as ek tot U eer sing, omdat U my gered het. Ek sal die hele dag deur praat van U verlossingswerk, want die wat my ondergang soek, staan teleurgestel in hulle verwagting. Hulle beland self in die ellende. Tot sover dan ons skriflesing. Geliefdes, net mooi 'n jaar gelede het ons aan die vooraand van 2025 gestaan. En ons het allerhande verwagtinge gehad vir die nuwe jaar. Ons het allerhande planne gehad vir die jaar. Ons het voornemens gehad. Maar, en ek onthou dit baie goed, ons het ook voorspel dat ons vandag vir mekaar gaan sê dat ons nie kan glo hoe vinnig hierdie jaar verbygesnel het nie. Baie van ons het nuwe lewensfases betree. Jolande, ek dink sommer aan jou
wat 'n jaar terug gereed gemaak het om hoërskool toe te gaan, om koshuis toe te gaan, en nou is jou eerste jaar by die hoërskool agter die rug. Ek dink aan Kylie en Johan en Nia, wie se eerste verjaarsdag gekom en gegaan het in hierdie jaar wat verby is. Ek dink aan julle Martin en Rietjie wat oupa en ouma geword het. Ek self het ook die afgelope jaar weer 'n keer oupa geword. Johanna het 'n skoondogter bygekry in haar familie. Hierdie is ook die jaar wat Loukie en Glodina oupa Grootjie en ouma Grootjie geword het. En dit is ook die jaar wat julle verblyf hier in Paul Pietersburg afsluit. En natuurlik het 2025 ook sy hartseer oomblikke gehad. Ons moes vir Tannie Molly en Tannie Shamaine, vir Johan Swart en ook vir Chris Klaasens groet in hierdie jaar wat verby is. Nick en Albie Smits sukkel steeds om hulle kleindogter se dood te verwerk. En Corneille Fury se ma, Mariska se ouma, se gedenkdiens vind juis vandag plaas. Vir die familie en die geliefdes van al daardie mense sal 2025 altyd geassosieer word met groot hartseer. Ek onthou 2025 ook as die jaar waarin Jolanda meer as een keer in benoudheid of gebel het of net 'n boodskap gestuur het en gesê het, julle moet bid. Ek weet nie of Jaapie dit gaan maak nie. Dit is ook die jaar wat Jelani en Eckhart, soos dit vir ons gevoel het, in elk geval byna onophoudelik voor uitdagings te staan gekom het rondom gesondheidssake wat hulle self betref en ook natuurlik Enrico se gesondheid. En ek vermoed elkeen van ons sal kan terugkyk na hierdie jaar met gemengde gevoelens. Dan gaan vir almal van ons mooi herinneringe wees, mooi dinge wat gebeur het. Maar almal van ons het ook maar iewers goed wat gebeur het, wat minder aangenaam was. Dinge wat ons sal aan terugdink, as ons dink aan 2025, en eintlik vir mekaar so sê ons wens daai dinge het nie gebeur nie. En die vraag waarmee Psalm 71 worstel, is hoe ons hierdie minder aangename herinneringe moet hanteer. Maar soos wat mense die Psalm lees van die begin tot die einde, kom ons agter dat daar iets baie merkwaardig gebeur in die Psalm. Dit is baie duidelik dat die psalmdigter nie 'n maklike lewe gehad het nie, dat hy op verskeie tye in groot benoudheid verkeer het, waarskynlik ook juis toe hy hierdie Psalm geskryf het in groot benoudheid verkeer het. In vers 4 bid hy, my God, bevry my uit die hand van die goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers. Dit kon net sowel in 2025 geskryf gewees het, want baie mense beleef die lewe so. Vers 10 en 11 sê, my vyande sweer saam teen my, die wat my lewe soek, smeer komplot teen my. Hulle sê, God het hom alleen gelaat, agtervolg hom en gryp hom, want daar is niemand om hom te red nie. Dis die gedagtes wat deur hierdie psalmdigter se kop gaan. Hierdie moeilike tye wat hy in die gesig staar. En tog, te midde daarvan, kan hy steeds in vers 5 uitroep, U Here, U is my hoop. En in vers 14 herhaal hy, ek sal gedurig deur bly hoop. Broer en suster, die vraag is natuurlik, hoe het die skrywer van Psalm 71 dit reg gekry om te midde van sy moeilike omstandighede steeds op God te bly hoop?
Die rede hiervoor vind ons in vers 20. U het talle benoude ervarings oor my gebring, maar elke keer weer my lewe gered, my elke keer weer weggeruk uit die mag van die dood. Met ander woorde, hierdie psalmdigter praat nie maar sommer net nie. Hy praat uit praktiese ervarings wat hy in sy lewe gehad het en ervarings wat hy met God gehad het, wat hy in die verlede opgedoen het. Hy het in die verlede telkens ervaar dat God hom uitgered het uit die nood. Nie almal is in staat om deur 'n lewenskrisis te gaan en dan nog steeds hulle geloof te behou nie. Maar in my ervaring het ek agtergekom dat dit dikwels mense is wat nie op grond van hulle eie ervaring wat hulle met die Here in die verlede gehad het, nou hierdie nuwe lewenskrisis waarin hulle staan, tegemoet moet gaan nie. Miskien het hulle vergeet van wat in die verlede gebeur het. Miskien het hulle vergeet hoe dat God hulle in die verlede gered het. Dalk was hulle net nie in staat gewees om in die verlede God se hand in hulle lewe te sien nie. Dis een ding om Bybelversies aan te haal oor hoe God ons uitred. Dis een ding om op grond van ander mense se getuienisse te praat oor hoe God mense red. Dit is een ding om met die verstand te weet dat God wel in staat is om ons uit te red uit moeilike omstandighede. Maar is iets heeltemal anders om op grond van jou eie ervaring met die Here, om op grond van jou eie ondervindinge wat jy gehad het, te vertel hoe dat God ons red te midde van nood. Dis iets heeltemal anders om jou eie storie te hê wat jy kan vertel oor God se redding op grond van dit wat jy in jou lewe ervaar het. En dit is hierdie ervaring met die Here wat vir die psalmdigter die vertroue gee om te kan bely dat die Here hom ook in hierdie nuwe nood waarin hy nou verkeer sal uitred. Daaroor twyfel hy nie. En dis interessant as jy nou hierdie psalm lees, en ek sal regtig aanraai gaan lees om maar weer 'n keer deur by die huis. Hoe dat die psalmdigter telkens teruggryp na die verlede en as dit ware vir die Here kom herinner aan wat hy gedoen het. Vir die Here kom sê, maar onthou jy daai keer, toe het jy my uitgered, en onthou jy daai keer wat dit gebeur het, toe het jy my uitgered. Hy gryp selfs verder terug, in die 83 vertaling kom dit nie so duidelik na vore nie, maar hy gryp selfs terug na 'n tydperk wat hy glad nie kan onthou nie, na sy geboorte. En dit is baie duidelik dat dat sy ma 'n baie moeilike geboorte gehad het en dat dit gelyk het asof hy dit nie gaan oorleef nie. Die boodskap vertaal vers 7 as volg: Mense vertel vandag nog dat dit 'n wonder is dat ek leef. Dit alles is u werk. So die psalmdigter sê vir ons dat die feit dat God hom in daardie stadium van sy lewe al uitgered het. Toe mense gedink het hy gaan doodgaan, toe mense gedink het hy gaan nie hierdie geboorte oorleef nie, dat dit alreeds vir hom 'n herinnering is van God wat in alle omstandighede by hom sal wees. Dat God ook in die omstandighede waarin hy nou verkeer vir hom sal uithelp en dat hy nou ook op die Here kan vertrou. Kan ek jou vra, op grond waarvan vertrou jy die Here? Het jy 'n geskiedenis waarin jy kan vashou? 'n Geskiedenis van persoonlike ervarings, persoonlike gebeurtenisse, waar jy telkens kon sien hoe die Here se hand in jou lewe ingespeel het. Hoe die Here jou uitgered het in moeilike omstandighede.
Want jy sien, die probleem is, as jy nie jou eie stories het nie, as jy nie jou eie herinneringe het van hoe God jou in die verlede uitgehelp het nie, dan is daar 'n goeie kans dat as jy nou in 'n lewenskrisis inkom, dat jy nie eintlik gaan weet hoe om dit te hanteer nie. Dan is dit goed, die kans goed, dat jou geloof gaan begin wankel, as daar goed in jou lewe gebeur, of goed in die groter wêreldgeskiedenis gebeur, wat lyk asof dinge besig is om hand uit te ruk. Ek het uiteraard in my jare as predikant op baie geleenthede met mense te doen gehad wie se sekuriteit op 'n wrede manier onder hulle uitgeruk is. Maar tipies is daar 2 reaksies op daai slegte dinge wat in hulle lewe gebeur. Vir die persoon wat kan teruggryp na 'n geskiedenis van 'n pad loop saam met die Here, van 'n geskiedenis waarin die persoon kan erken, die Here het my in die verlede beskerm, is daardie tyd van nood, al is dit ook hoe swaar, en ek probeer dit op geen manier ligtelik afmaak, die moeilike tye waardeur mense gaan nie, maar dis dit iets wat hulle na toe kan teruggryp, om te sê, ek onthou hoe die Here my uitgehelp het in die verlede, en nou in hierdie krisis waarin ek nou verkeer, wat dit ook al is, weet ek, die Here sal steeds by my wees. Maar ek het ook met ander gevalle te doen gehad. Mense wie se vertroue op die Here dalk niks meer was as net 'n bietjie intellektuele kennis nie. En dan kom daai persoon in die nood, en dan sê die persoon, maar God is 'n klugspil. Ek glo nie meer aan God nie. God van liefde kan tog nie so 'n ding oor my lewe laat kom nie. En ek het te doen gehad met mense wat in daai oomblik van nood hulle rug op die Here gedraai het. Ek weet onder andere van 'n predikant wat ek ken, wie se seun jare terug in 'n motorfietsongeluk oorlede is. En daai predikant het gesê, dis verby, ek glo nie meer nie. Ek glo nie meer aan hierdie God nie. Die persoon het selfs 'n boek geskryf, waarin hy eintlik maar bely het, ek het die geloof in Jesus Christus vaarwel toegeroep. Wat is jou ervarings met die Here, wat jy die afgelope jaar beleef het, waarop jy jou toekoms vorentoe sal kan bou? En miskien moet ons begin om hierdie ervarings, goed en sleg, neer te skryf. Want iewers vorentoe in ons lewens gaan elkeen van ons met 'n slegte situasie te doen kry. Iets wat gaan gebeur wat jou gaan laat voel, maar ek weet nie hoe gaan ek hierdie pad vorentoe loop nie. En dan het jy iets om op na toe terug te gryp. Iets wat jy opgeskryf het in jou jare, van 'n pad wat die Here saam met jou geloop het, in goeie tye, maar ook hoe jy hom herken het in slegte tye, sodat jy ook in daardie noodsituasie, en daai krisis waarin jy dalk kan kom, wanneer dit vir jou voel asof alles onder jou pad gegee het, steeds kan teruggryp na God toe. Maar geliefdes, hierdie ervarings wat ons met die Here het, kom nie sommer net eensklaps op 'n mens se pad nie. 2 keer in hierdie Psalm lees ons daarvan dat hierdie vertroue wat die psalmdigter in die Here gehad het, reeds van jongs af deel was van sy lewe. Ons lees in vers 5: U Here is my hoop, op U Here het ek van jongs af vertrou. En in vers 17 lees ons: U het my van jongs af onderrig, o God, en ek getuig nou nog van U kragtige dade. Iemand het eendag vir my gesê,
dat 'n persoon wat op 30-jarige leeftyd tot bekering kom, eintlik die eerste keer 'n pad saam met die Here begin loop, 30 jaar het om jou op te vang. 30 jaar se ervarings wat so 'n persoon met die Here sou kon gehad het, moet probeer opvang. Juist daarom is dit so belangrik dat ons van jongs af leer om op die Here te vertrou. En in hierdie opsig het ons as ouers en as grootouers, as oupa Grootjie en ouma Grootjie ook 'n belangrike taak. Ons het die verantwoordelikheid om vir ons kinders en ons kleinkinders en ons agterkleinkinders te vertel hoe dat die Here vir ons uitgered het in tye van nood. En ons het daai stories. Ek dink sommer aan jou met jou verhaal wat jy op 'n dag vir ons gedeel het. Stories van hoe die Here ons gehelp het in ons lewensgeskiedenis. Dit is duidelik dat die psalmdigter die verhaal geken het rondom sy moeilike geboorte en hoe naby hy aan die dood was as baba. Soveel so dat die mense nog steeds sê, maar hierdie persoon moes eintlik nie geleef het nie. Dis 'n wonderwerk dat die persoon leef. Hoe het hy dit geweet? Waarskynlik het sy ma dit vir hom vertel. Iemand het vir hom vertel, maar voordat jy nog bewustelik geweet het wat aangaan rondom jou, het die Here ingegryp in jou lewe en vir jou gehelp. Hierdie verhaal is aan hom oorvertel sodat hy kon leer om op die Here te vertrou in sy lewe. En nou, sê die psalmdigter, nou wil ek ook my eie lewensverhaal oorvertel. Die boodskap vertaal vers 18 met die woorde: God, moenie nou die rug op my draai nie. Ek wil eers vir my kleinkinders vertel hoe sterk jy is. Wanneer laas het jy met jou kinders en met jou kleinkinders en met jou agterkleinkinders gepraat oor die Here en die Here se getrouheid? Nee, ek weet, ons leer nie om die Here te vertrou deur na ander mense se verhale te luister nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar deur te luister na ander mense se verhale, deur te luister na my pa en my ma se ervarings wat hulle met die Here gehad het, en hoe die Here vir hulle uitgehelp het, begin ek al hoe meer om dit self in my eie lewe raak te sien. Ek bou nie my vertroue op die Here op grond van ander mense se verhale nie, maar ek bou my eie verhale op grond van dit wat ek gehoor het by ander mense, mense wat vir my omgee. Dit wat vir ander mense dalk net lyk na die geluk wat gedraai het, na die noodlot wat uiteindelik na my kant toe gedraai het, is vir die kind van die Here 'n bewys daarvan dat die Here wel in staat is om ons uit te red in die nood. Broer en suster, ek weet eintlik nie altyd waarom ons so 'n groot saak maak van die jaarwenteling nie. Eerskomende donderdag begin 'n nuwe jaar. Woensdag 'n minuut voor 12 is dit nog 2025. 60 sekondes later is dit 2026. Maar tog is dit maar die realiteit dat almal van ons wonder, wat gaan in hierdie jaar vir ons voorlê? Wat gaan in hierdie jaar met ons lewens gebeur? Hoeveel van ons gaan 'n jaar van vandag af nog steeds lewe? Hoe gaan die wêreld lyk 'n jaar van vandag af? Gaan daar dalk vrede kom tussen Rusland en Oekraïne? Gaan daar dalk 'n nuwe oorlog uitbreek iewers in die wêreld? Gaan ons dalk 'n wêreldoorlog tegemoet soos wat baie mense
die afgelope tyd al hoe meer oor praat. Wat sê ons is eintlik op 'n mespunt in die wêreldgeskiedenis. Gaan ons nog 'n werk en 'n salaris hê 'n jaar van vandag? Wat gaan met die ekonomie gebeur in hierdie jaar wat voorlê? Dis maar vrae waarmee mense sit aan die begin van 'n nuwe jaar. Maar dit klink verskriklik negatief. Kom ons vra die vraag anders. Hoeveel verhale van God se getrouheid gaan jy kan vertel aan die einde van 2026? Hoeveel verhale sal jy in hierdie nuwe jaar aan jou kinders en jou kleinkinders kan vertel om vir hulle te illustreer hoe jy op God kan vertrou in jou lewe? Hoe dat jy met vrymoedigheid na die Here toe kan gaan met elke ding in jou lewe? Die ervarings wat jy in hierdie nuwe jaar gaan hê, gaan dalk juis die fondament wees waarop jy in die jare wat nog verder voorlê jou toekoms en jou hoop gaan bou. En daarom wil ek jou aanmoedig, gaan soek vir persoonlike ervarings met die Here, sodat jy in geloof die pad dag vir dag saam met die Here kan loop. En praat dan daaroor. As jy begin ervaar hoe dit die Here vir jou help, praat daaroor. Praat met mense vir wie jy omgee. Kom praat by die kerk daaroor. Vertel vir jou vriende daarvan. Vertel jou kinders daarvan. Sodat hulle ook kan begin dink. Maar as jy dit so kan ervaar het, dan wil ek dit ook so in my lewe ervaar. Gewoonlik so aan die begin van 'n nuwe jaar, dan het ons allerhande nuwejaarsvoornemens. Ek weet nie wat jy beplan vir 2026 nie, ek weet nie wat is jou nuwejaarsvoornemens nie. Maar miskien moet een daarvan wees dat jy sal begin skryf. Dat jy jou ervarings wat jy met die Here het, jou positiewe ervarings, dalk ook die negatiewe dinge wat gebeur, dat jy dit sal begin neerskryf, sodat jy nooit sal vergeet hoe dat die Here jou telkens uitgered het in jou lewe nie. Kom ons maak dit een van ons nuwejaarsvoornemens vir 2026. Amen. Here, elkeen van ons, soos wat ons hier sit, kan terugkyk na die jaar 2025. Sommige sal dalk meer terugdink aan hartseer oomblikke, hartseer dinge wat gebeur het. Maar Here, as ons 'n bietjie verder soek, dan kom ons ook af op die goeie tye, goeie dinge wat gebeur het. Maniere wat ons ervaar het, hoe dat U vir ons deur hierdie jaar gedra het. En selfs te midde van die swaar kry tye, kan ons steeds U hand in ons lewens raak sien. En Here, waar ons dan 'n nuwe jaar tegemoet gaan, bid ek dat U ons oë sal oopmaak om U hand in ons lewens raak te sien. Dat selfs in die klein dinge wat gebeur, dat ons kan sien dat U leef. En Here, mag ons in hierdie jaar dag vir dag die pad saam met U loop. In die goeie tye, maar ook in die minder goeie tye.
dag vir dag, saam met U. Want ons kan getuig daarvan, dat U in die verlede vir ons uitgered het. U sal dit nou ook doen. Ons bid dat U seën oor hierdie gemeente sal rus, Here, op elkeen van ons wat deel is van hierdie gemeente. Ons bid dit in U naam. Amen.